Psalm 118 vanaf vers 26. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy skenk ons. Die Here is God. Hy skenk ons die lewe. Begin die fees, wyf met takke. Gaan tot by die horings van die altaar. U is my God. U wil ek loof. Grootheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Here Jesus, die dag sal kom waar ons elkeen ook, al kort voor ons dood, die tree wat ons neem na die ewigheid, terugkyk na die lewe wat U vir ons gegee het. En ons sal diep daaroor nadink oor wat ons met ons lewe gemaak het. As hierdie diens ons enigiets kan herinner, Here Jesus, is dit dat die lewe feilbaar is en dat tyd vir geen mens stil staan nie. Dit kom soos genade. En wanneer daardie oomblikke verby is, kan ons dit nie terugkry nie. Here Jesus, dat U Gees in hierdie diens sal inbeweeg om ons te help om bietjie stadiger te beweeg. Om met helderheid van verstand te reflekteer oor die lewe wat U vir ons gegee het, oor dit wat dit beteken. En dat soos die insig wat deurbreek vir ons elkeen oor die waarde daarvan, ons ook help om in dankbaarheid U naam te besing en onsself toe te wy aan die lewende verhouding wat ons met U het. Amen. Gemeente, genade en vrede van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees is vir jou bedoel. Mag jy met daardie goedheid en guns die lewe ingaan. Mag dit jou omvou. Mag jy altyd onthou, die Here los jou nooit nie. Gemeente, dis wat ons vandag gaan saam lees, kom uit twee gedeeltes uit wat Paulus self geskryf het met sy eie hande. En die eerste teks wat ons gaan saam lees is 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 28. Die besonderse opdrag wat die Here vir elkeen van ons gee, om in hierdie dag en tyd ook in dankbaarheid te leef. Waarvoor is jy dankbaar? Dalk het jy daardie dae gehad wat jou gevul het met vrees of bekommernisse, swaarmoedigheid, dimlik te reflekteer oor dit wat die Here vir jou gegee het. Dalk is dit nodig dat ons vandag, wanneer ons 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 28 lees, die diepte van die opdrag wat God vir ons gee deur die mond van Paulus ook nadink. En soos wat ons hierdie gedeelte gaan saamlees, ons belangrike woorde is uitgelig en bespreek. En dis die uitnodiging wat die Gees vir jou gee. Wanneer jy die woord van God lees, moenie net die woorde as 'n teksgedeelte lees nie, maar hoor wat Paulus daardeur wil bedruk en wil uitdruk vir jou om in te deel. Die woord van God wat ons saam lees, is nie alleen vir my bedoel nie, maar vir jou ook. Ons lees saam met 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 12 tot 18. Broers, ons vra van julle, sê dankie vir die mense wat so hard onder julle werk en julle in die opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Betoon julle dankbaarheid deur in vrede met mekaar te leef. Ons druk dit op die hart, broers, wys die ongehoorsaames onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig,
sodat hulle self dankbaarheid kan toon. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie en daardeur hulle vreugde steel nie. Beywer julle liewers altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. En moenie die werking en die eenheid wat daarmee gesmee word deur die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie dit wat ander kan opbou om self dankbaar te wees geringskat nie, maar toets dit alles en behou dit wat goed is. En bly weg van alles wat sleg is. En mag God wat die vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak deur blydskap en gebed en deur dankbaarheid. En julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus weer kom. En hy sal dit ook doen. Want hy wat julle geroep het is getrou. Broers en susters, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van die Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek dit by julle aan, dat julle hierdie brief van die gelowiges sal voorlees. En dit is ons seënsbede vir julle. Die genade van ons Here Jesus Christus sal altyd by julle wees. Gemeente, wanneer ons vandag begin met dit nadink oor die opdrag om dankbaar te wees, dan begin ons met sekerlik die een enkele vraag wat ons in ons lewe moet inbring wanneer dit moeilik gaan. Waarom sal ons nie dankbaarheid teenoor die Here toon wanneer ons weet hy is goed? Here nog nooit goed vir jou gewees nie? Was die Here daar in jou lewe waar hy nie betrokke was nie? Of is dit waar dat wanneer ons vir mekaar sê in die lewe wat ons leef, dat die Here nog altyd betrokke was? Ons leef. Ons haal asem, ons kan voel, ons kan sien, ons kan dink. Ons leef. Daar is soveel mense wat voor ons gaan, na die ewige lewe toe, wat ek wil veronderstel, nog sou wou gehad het, saam met 'n geliefde. Maar wat te vinnig oorgegaan het na die ewigheid toe. Jy en ek het daardie geleentheid vandag om stiller te word, om te gaan dink aan dit wat die Here vir ons gedoen het, om te dink waarmee die Here besig is in ons lewe en waarheen ons saam met die Here op pad is. Kan ons dankbaar wees te midde van enige omstandighede? Paulus sê dit is moontlik. Die Paulus wat geslaan is, die Paulus wat met klippe gegooi is, die Paulus wat vir dood gelos is by die stadspoorte, kon opstaan en teruggaan om evangelie te gaan verkondig met dankbaarheid in sy hart. Want hy het iets van die volheid van die lewe gesien wat die Here gegee het. Gemeente, ons kan kies om na die lewe, die eerste manier hoe ons na die lewe kan kyk, herbevestig dit wat die wêreld vir ons gee, deur die koerante, deur die media, deur die nuus. Ons kan met alles in ons gaan kyk na dit wat verkeerd is, en dit aanhaal en daarop reflekteer. Ons kan daarop aan die ander kant om te gaan soek vir wat mooi is, en ons kan kies om daaraan vas te hou. Watser een dra die meeste gewig in jou en my lewe? Ons leef in 'n tyd waar die gewig van dit wat verkeerd is, alles oorskadu van wat goed is. Daar word vertel dat jare goed is. Daar word vertel dat jare gelede in Amerika het hulle probeer om 'n koerant uit te bring wat alles wat mooi is vir ons deurgee op 'n daaglikse basis. Daardie koerant het 'n stille dood gesterf. Want niemand wou hoor oor dit wat goed is nie.
verkeerd in hierdie wêreld en wat is besig om te gebeur in die wêreld, die sensasie wat daarmee gepaard gaan om te weet iets is verkeerd. Want sielkundig is ons baie meer geneig om saam met mekaar te kan vereenselwig oor dit wat verkeerd is. Ons kan vir ure gesels oor dit wat verkeerd is. Ons kan vir ure gesels oor dit wat in ons lewe gebeur het wat nie uitgewerk het nie. Ons kan vir ure gaan skinder oor wat in Jannie en Sannie se lewe aangaan en hoe ons dit gesien het. Maar as ons saam gaan staan oor die blaarbrand, praat oor niks wat sleg is nie. Watter woorde gaan ons vir mekaar gee? Dankbaarheid is 'n geskenk van die Here af. En een wat gebore word wanneer God se vrede op ons neerdal. Ek dink aan 'n man, die verhaal, hy het op reis gegaan en hy het teruggekom en hy het 'n skare mense buite sy huis gekry wat saam met hom wou treur oor sy huis wat afgebrand het. En die man het die skare huis toe gestuur met 'n glimlag op sy gesig. En hy het deur die poorte gegaan van die deure wat afgebreek is en in die plek waar sy bed gelê is, het hy gaan rus. Hy het gaan sit en hy het opgekyk met 'n glimlag op sy gesig en gesê, Here, ek wou nog altyd die sterre in my eie huis sien. Dit is so, gemeente, dat die lewe vinnig kom. Dat die tyd wat ons van die Here ontvang het kosbaar is. Dat ons iewers in ons lewe op 'n plek moet kom om te vra waarmee is ons besig en waarheen is ons op pad. Tot 'n skok moes ek onlangs agterkom dat die onderwysers wat nou aangestel word by die hoërskole amper 20 jaar jonger as ek is. En ek moes tot 'n skok agtergekom het dat daardie persone my sal sien as oud op 40. In 'n oogwink is 20 jaar van my weg. 25 jaar oor om te kan bedien. Wat maak ek met daardie tyd? Hoe gaan ek hierdie tyd benut? Dalk moet ons hierdie vraag vra, hoe gaan ons die lewe verlaat wanneer ons oorgaan na die ewigheid toe? Lewe oorleef het, dat ons dit gemaak het, dat ons daardeur in volharding gegaan het en ons het ten minste deur elke probleem gekom, of kan ons vir mekaar sê ons het geleef? Daadwerklik, ek het alles beleef. Die belofte wat die Here is dat hy ons nooit gaan los nie. Dit wat die Here vir ons sê om vandag te doen is, neem net 'n oomblik om te dink aan die laaste 10 maande. Waar is dit heen? Waarheen is ons op pad? Waarheen is ons op pad? En hoe gaan ons die Here raak sien? Gemeente, ons het gekyk na die opdrag. Dit wat die Here vir ons vra om te gaan doen in hierdie wêreld. En nou kom die belangrike vraag, hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? Hoe leef ons in 'n wêreld waar daar soveel probleme is? Hoe kry ek dit reg om in dankbaarheid te leef wanneer dit vir my voel asof die lewe teen my is? Wanneer ek teenslag hoor van mense waarmee dit sleg gaan? Wanneer my realiteit getuig van swaar kry? Dominee, hoe kry ek dit reg om dankbaar te wees? Wanneer Paulus skryf in Kolossense 3 vanaf vers 5 tot 17, dan sê hy vers 5 tot 17, dan sê hy ons het nodig om 'n etiek binne in onsself te ontwikkel. Reëls en bepalings waarvolgens ons die lewe gaan leef, reëls en bepalings wat ononderhandelbaar deel maak van ons lewe. Leef en die vrede van God op ons neerdal, dan sal dankbaarheid van self kom. Wat sê die Here vir ons moet ons vanoggend doen? Waarin moet ons onsself in vind?
Ons kry die antwoord wanneer ons saam Kolossense 3 lees. Ons begin by vers 5. En daarom moet julle dit wat julle wegneem van die Here af doodmaak. En wat nog deel is van julle lewe. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeër het julle ook aan hierdie dinge meegedoen, toe julle nog daarin geleef het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait, enige vloek. En vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg en sê God is nie betrokke nie. Julle het met die ou sondige mens in sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. En hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Die Gees van God is in almal vanoggend. Die wat 'n nuwe gedaanteverwisseling ondergaan omdat hulle in verhouding met hom staan. En broers, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. En daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wys vir ander dat God in jou woon. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En bo dit alles moet julle mekaar lief hê. En dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid met die Here en met mekaar saambind. Wat Christus self gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Omkring die woord deurslag gee. En God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Wees altyd dankbaar dat God jou die vrede gee om jou werk rustig voor te sit. En die boodskap van Christus wat getuig dat hy gekom het om almal wat in hom glo die ewige lewe te gee, moet in sy volle rykdom in julle bly. Met alle wysheid oor hoe om te volhard tot en met ewigheid. En met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere sing tot eer van God. En wat julle ook sê en doen, tot Jesus eendag kom haal, en dank God die Vader deur hom. Wanneer ons diep nadink aan hierdie woorde, mag die Here sy woord seën en vir ons die teks oopbreek. Kom ons bid net eers saam. Here Jesus, daar is 'n gevoel, 'n ondertoon daarvan dat daar iets is waarvoor ons kan dankbaar wees. En dalk is daar van ons vanoggend wat dit nie in woorde kan omsit nie, omdat daar sekere goeters is wat ons kwaad maak. Sekere goed is wat ons vashou om te dink aan die mislukkings van die verlede. Daar is dalk goed wat ons oë blind maak vir u goedheid, omdat ons dink aan die dag van môre met al sy bekommernisse. Dalk sit ons in 'n gat waar ons nie die lig kan sien nie. Ons hoor van u, Here Jesus, dat ons in dankbaarheid moet leef. Dis eerlik makliker gesê as gedoen, Here. Ons kort iets meer om in hierdie lewe vorentoe te gaan. Ons kort u teenwoordigheid. Ons kort u in ons lewe. En dit is my gebed saam met u gemeente vanoggend, Here Jesus, dat wanneer ons reflekteer oor die woorde van Paulus, dat u as te ware, u gees binne in ons sal begin roer, dat daar 'n vlam opgesteek sal word vir die lewe.
dat dit alles wat verkeerd is sal bedek. Duisternis sal uitdryf en dat dit die moontlikhede en die skoonheid vir die lewe vir ons sal verlig. Ek kan dit nie bewerkstellig deur te preek alleen, Here. Dis net U Gees wat die woorde kan oopbreek vir die mense wat daarna luister. En ek oopbreek vir die mense wat daarna luister. En ek bid, Here, dat elke persoon, my insluitend, ook oop sal wees vir dit wat U vir ons wil sê. Mag U naam verheerlik word. Mag U koninkryk spoedig kom. U dienaars is in U gemeente vandag, Here, met ons. Amen. Gemeente, wanneer ons Kolossense 3 saam lees en wanneer ons daaroor reflekteer, het ons nodig om vir mekaar net een stukkie inligting te gee rondom Kolossense wat so belangrik is vir ons, om te gee rondom Kolossense wat so belangrik is vir ons om vas te maak. Wat is die verskil tussen morele waardes en etiese beginsels? Wat is die verskil daarvan dat die Bybel vir ons vra om in liefde met mekaar te lewe teenoor die grondwet wat sê, ons moet mekaar lief hê want dit staan so geskryf, ons mag nie diskrimineer nie. Paulus kom na ons toe in Kolossense 3 en op 'n besonderse manier sê hy, wanneer ons in Jesus Christus staan, wanneer ons kies om die Here Jesus Christus aan te neem, dan kies ons 'n etiese beginsel aan te neem, dan kies ons 'n etiese beginsel wat elke aspek van ons lewe transformeer. Ons gesinslewe, die manier hoe ons vriende kies en as vriende optree, hoe ons in hierdie wêreld leef as 'n gemeenskap, hoe ons dalk met ons vyande praat, God verstaan. Interessant as jy dit wil gaan neerskryf vir jouself en interessant as jy dit wil onthou vandag, die getal 5 in die Bybel dra 'n baie belangrike, waardevolle boodskap. Wanneer daar, soos in Paulus se geval, in vyf begrippe gepraat word, dan kom sê hy vir hulle, hierdie was die etiese beginsels waar volgens julle geleef het. Dit was hoe julle lewe geïdentifiseer het. Dis hoe die wêreld julle geïdentifiseer het. Maar weet jy nou wat definieer jou lewe? Luister mooi wat sê Paulus vir jou. Voor jy Jesus Christus geken het, het jy net geleef volgens dit wat die gemeenskap vir jou gesê het. Jy het net begin leef in hierdie wêreld volgens dit wat gemaklik is. Jy het beginsels gehad wat jy moet najag. Jy moet gelykheid tussen julle behou. Die waardigheid van mense mag jy nie aantas nie. Jy mag nie 'n lewe neem nie en almal het die reg om vry te wees. Tree jy teenoor daardie beginsels op, dan word jy in die tronk gegooi. En jy sal gevonnis word. Eenvoudig genoeg om te kan sê, hierdie basiese beginsels geld vir ons elkeen. Maar toe kom Paulus, toe sê hy, die dag toe jy jou lewe vir Christus gegee het, identiteit gevind wat ver bo hierdie reëls en bepalings gaan. Die liefde wat jy toon teenoor jou naaste, die vergifnis wat jy gee teenoor jou vyande en die wat jou verkeerdelik aangedoen het. Die volharding in die wêreld te midde van vervolging. Hierdie is deel van wie en wat jy is. Waar die wêreld vir jou sê, jy moet net die norm handhaaf en net normaal wees. Het Jesus vir jou gesê, toe jy in my ingetree het en jou identiteit ontdek het, het jy as te ware, want wanneer jy besef dat jy 'n kind van God is, 'n koningskind is, wanneer jy besef dat God vir jou vlerke gegee het soos 'n arend om te kan sweef op sy genade, dan besef jy loop nie meer onder tussen die hoenders rond nie, maar jy sweef bo hulle en jy kyk. En dit is waarom Paulus vir jou sê, raak bewus van dit wat die wêreld jou wil maak om te wees. As die Here jou anders gemaak het, waarom probeer jy soos ander leef?
Waarom probeer jy soos ander mense wees? Jy soos ander mense wees? Waarom probeer jy in hierdie wêreld iets word wat jy nie kan wees nie? Weet jy wat is hartseer? Dis 'n hartseer gedagte vir my dat ons iewers op 60 gaan eindig. En ons kyk eerlik terug na iets geword vir die gemeenskap, vir ander mense, maar ek het nooit in my identiteit ingetree nie. God vra nie van jou om iets te wees wat jy nie gemaak is om te wees nie. God vra vir jou, tree in jou identiteit in, jou maak om te wees. Weet jy wie is jy? Wie is jy daadwerklik? As ek vandag net 'n spieël sou ophou en ek trek hierdie beginsel deur na myself toe. En ek vra vir jou, kyk na daardie persoon. Soek die oë van daardie persoon in die spieël. Volg die kurwes op sy gesig of op haar gesig en antwoord die vraag, wie staan daar voor my? Wat sal jy antwoord? Paulus sê die antwoord. Paulus sê die ou lewe gee nie vir jou beginsels om daardie persoon te omskryf nie. Maar toe jy in Jesus Christus ingetree het, het hy vir jou gesê, al weet jy nie wie jy was nie, jy kan kies wie jy wil word. Kan kies wie jy wil word. Dit beteken dat as jy en ek in hierdie lewe sit in negativiteit, as ons worstel met ons omstandighede, kan ons dit verander. As ek na myself kyk en ek dink aan die verlede en al die foute wat ek gemaak het, ons kan dit laat staan wees. See a man as he is, and he'll become worse. But see a man as what he can become, and he'll become great. God kyk na jou, en hy sien wat jy kan wees. Kyk na jou, en hy sien wat jy kan wees. En hy kom nooi jou uit om binne in hom te kom staan. En om daardie beginsels waarvan Paulus geleef het, jou eie te maak. En dalk voel dit vir jou vreemd. Dalk voel dit vir jou soos nog die volheid van die lewe te ervaar nie. Hoor wat sê God vir jou. Daardie etiese beginsels wat ek vir jou gee, bind jou nie, dit maak jou vry. Kom ons verwoord dit in die konteks van die huwelik. Wanneer jy in die huwelik intree, dan bind jy nie jouself nie. Jy kry kans om jouself ten volle uit te leef saam met iemand wat met jou beweeg. Jy kry die geleentheid om te groei saam met iemand. Jy kry die geleentheid om saam met 'n persoon te wandel wat jy's meer as wat jy dink. Toe jy in Christus ingetree het, het hy vir jou gesê, my liewe kind, jy's nie gemaak om met gierigheid te leef nie. Want dit wat ek vir jou gee is genoeg. Jy is nie gemaak om met 'n wrok in jou hart rond te loop en kwaad te wees die heel dag nie. Ek het jou gemaak om met 'n glimlag te gaan leef en om alles te sien soos wat dit is. Los die mense uit, lewe te gaan leef. Leef in my. Vergeet wat ander mense doen, fokus op waarmee jy besig is saam met my en ek sal jou vry maak. Wanneer Paulus sê dat die vrede wat gepaard gaan met God, ons verstand te bowe moet gaan en dit in ons lewe hoef nie vrede te gaan soek nie, want vrede is reeds binne in jou. Die vrede wat aarde toegekom het, het jou gevind. Toe hy gesê het, my geliefde, ek het jou lief. Ek het die eerste tree geneem om jou te gaan soek. Ek het die eerste tree geneem om jou te laat gebore word, om my liefde by die doopvond vir jou te gaan wys, elke dag my liefde vir jou te herbevestig.
Jy het nie nodig om te twyfel nie. Twyfel nie. Daardie vrede leef binne in ons. Christus se krag wat ons help om bo omstandighede uit te streef, bly in ons. Maar hier sê Paulus berus een belangrike beginsel. Jy gaan toelaat dat jou ou lewe en die begeertes en die beginsels van die wêreld in jou lewe deurslag kry, sal jy 'n stille dood sterf. En ons praat nie hierso van 'n fisiese dood nie. Jy sien dit wanneer jy in die gemeenskap rondloop en mense se koppe en skouers, hang. Jy sien dit wanneer jy in mense se oë inkyk en die lig wat gepaard gaan met hoop is uitgedoof. Jy hoor dit in mense se stemme wanneer hulle met jou praat oor die dag van môre en hulle praat oor die wanhoop eerder. Wanneer mense vir jou sê drome sterf, hou op droom aan iets nuuts, aanvaar jou noodlot. En dan kom Jesus en hy sê vir jou, dis nie jou begin wat jou definieer nie, dis ek wat jou definieer. Net omdat jy groot geword het en jy in hierdie lewe kan ingaan en 'n huisgesin maak waar almal die ondersteuning ervaar nie. Net omdat jy nie die finansiële ondersteuning ontvang het om te gaan studeer nie, beteken nie dat jy nie 'n verskil met jou lewe kan maak nie. Ek stap die pad saam met jou. Jy moet vrede stap die pad saam met jou. Jy moet vrede in jou binneste ontwikkel, want daarmee saam gaan gepaard die vreugde. Ek vat die boodskap van Paulus dalk op 'n mooi manier saam, deur te reflekteer oor een van die diere. Die arend wat ook deel het, the bald eagle, wat ook deel het aan die Amerikaanse vlag. As jy die gaan oplees in die natuurlike boeke rondom wat gebeur wanneer 'n paartjie mekaar vind in die wêreld, dan moet jy bietjie gaan sien wat gebeur daar. 'n Mannetjie hoor die geskree van 'n vrou en dan vlieg hy nader. En dan gaan sit hy saam met haar op 'n stok. En dan kyk die vrou vir hom en sy hou nie van hom nie. Sy beweeg kant toe. En dan kom hy weer nader en dan begin sy hom krap. Dan begin byt en dan jaag sy hom weg. En dan as die man commitment het, dan kom hy terug en gaan sit hy weer langs aan hom. En op 'n stadium dan raak hierdie vroutjie voel regtig gefrustreerd en sy sprei haar vlerke om weg te vlieg en dan kom die man agterna. En dan sê sy goed. Kom ek toets. Of ja, dan kry hulle hierdie geleentheid waar hulle praat van interlocking of talents en hulle begin val. En hulle val. Sou die mannetjie sy kloue laat gaan het, vroeër as wat die vrou gevra het om dit te laat gaan, het sy hom nooit gekies nie. Hulle vlieg roete tot op die grond en dan maak hulle vlerke oop. En as die vrou kan sien dat hierdie mannetjie commit het tot op daardie punt waar sy lewe in gevaar was, dan weet sy, ek kan hierdie pad saam met daardie persoon of voel beweeg. Jesus Christus sê die teks vir ons, sê ons belydenis vir ons, het tot die helle neergedaal. Die sleutels teruggeneem vanuit die duiwelse hand uit, sodat ek en jy kan leef. Hy het daardie val vir jou gemaak. Ek wil saam met jou beweeg vir die res van jou lewe. Ek kan dit nie anders te sê, as om in my eie taal te sê, dis scary, om die pad saam met Jesus te loop nie, want jy weet nie wat gaan gebeur nie. Maar Paulus sê, wanneer jy saam met Jesus Christus die pad stap, dan beskaam die hoop nie. Want die vrede wat Jesus Christus beloof het, sal in jou lewe die deurslag gee, en jy sal in al jou omstandighede kyk na wat om jou aangaan, jy gaan 'n glimlag kry, en dankbaar wees. Dit is vir jou en vir my beskore. En al wat die Here vra is, vertrou my.
Mag dit so wees dat jy daardie uitnodiging van die Here weer aanvaar vandag. Ons bid saam. Here Jesus, vanuit die verlede uit kan ons sien dat daar soveel goed is waarvoor ons kan dankbaar wees. As ons genoeg tyd neem om in ons eie lewe te gaan dink aan die tyd neem om in ons eie lewe te gaan dink aan die tyd wat ons in hierdie jaar geleef het, dan weet ek daar is iets wat ons aan kan vashou wat sê, dankie Here. Vader, wanneer ons beweeg in hierdie lewe, mag ons fokus wees op dit wat goed en mooi is, alles sê. Mag ons die lewe toets deur u oë. En alles wat goed is, alles wat aanneemlik is, wat deur u geskenk het, vashou. Here, hoeveel anderste sou ons lewe nie gelyk het, as ons opgehou het om te kyk na wat verkeerd is, en vashou in dankbaarheid, vashou aan alles wat reg is nie. Vader, ek bid dat ons in ons identiteit sal intree in die nuwe lewe wat u vir ons gegee het, en dat ons daagliks sal opstaan en alles sien wat u vir ons gee. Mag dit ons help om in dankbaarheid te wandel. Vader, mag dit ons ook help om elke dag nader aan u te kom. Amen. Wanneer God jou in hierdie wêreld instuur, van die bystand van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Gees van God sal saam met jou gaan.